Wat 'n wonderlike voorreg om weer vanoggend my broers en my susters te aanmoedig. Jy weet, vanoggend is my hart baie seer. Dit voel of ek die hele dag net wil huil voor die Here. Want as ek dink wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis, kan ek nie anders as om te sê, Here, U het met U liggaam, U bloed gestort vir 'n sondaar soos ek. En jy weet, my broers en susters, die woord van die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar jy weet, as ek kom by die kruisiging, is dit 'n gedeelte vir my wat vir my baie spesiaal is, en ek wil daarmee saam wees. Ek wil in Jesus wees. En wat nou gebeur is, en as ek so luister, dan sien ek my broers en susters, die beplan om te gaan visvang, daai beplan om vakansie te gaan hou, die Here het nie gesterf sodat jy 'n dag afkry nie. Die Here het nie gesterf dat jy moet gaan visvang nie. Die Here het nie gesterf dat jy vakansie moet gaan hou nie. Die Here het gesterf vir jou sondaar, vir my. Ons is onderstel om dit heilig te hou. Ja, maar nou sê die mense, ja, maar hulle kan dit langs die water. Hulle lieg, man. Want hulle kan dit nie eers by hulle huis hou nie, want eerste plek, hulle te veel hoogmoed, en hulle tweede plek, die eie wys is selfregverdiging. God sê, soek eers sy geregtigheid. Dis nie God se geregtigheid nie, dis jou belange. Jy stel jou belange bo die Here. So jy het nooit tot werklike bekering gekom as jy 'n kind van die Here is en jy begin sulke dinge sê nie. Het jy nooit werklik tot bekering gekom nie, want God is nie eerste in jou lewe nie. Dis meer myself wat eerste is. En daarom is my hart so seer as ek sien mense gee voor, hulle dien die Here, maar hulle beplan hierdie dinge, beplan daai dinge. Maar die kruisiging is maar net nog 'n dag. En hulle maak God se werke so kragteloos. Hulle worry nie eers nie. Dis nie 'n dag om te gaan syp en party te hou en braai te hou nie. Dis 'n dag wat die Here opgeoffer het en te sê, hier is my liggaam, kruisig hom vir 'n sondaar. Hy het sy hart oopgemaak. Wat doen ek en jy? Ja, maar ons pleit die bloed van Jesus. Jy maak die bloed van Jesus cheap, man. Maar as ons 'n paar maande hiervan af is, dan hoor ons hoe gaan die verwoesting in die familie te kere. Hoe hardloop die duiwel in daai familie rond. Dan hoor ons, die man het sy vrou gelos, die kinders het nie werk nie, hulle het hulle werk verloor, hulle finansies kom nie deur nie. Dan kan 'n ou niks sê nie, maar jy weet waar die oorsprong vandaan is. Die oorsprong is dat hulle God nooit herken het en nooit sy seun geherken het nie. Dat hulle sit hom vir 'n tweede keer aan hy kruis deur hulle selfregverdiging. En mense, ons kan ons self nie regverdig voor die Here nie. Die Here het nie gesterf vir vakansiedag nie. Die Here het nie gesterf dat jy deel kan wees soos die wêreld nie. Die Bybel sê dat jy nie gelyk gevormig is saam met die wêreld nie. Dat jy nie saam met die wêreld gelykvormig is nie. Hier in Psalm 106 sê dit, geweldig geluksalig is hy wat die reg bewaar. Hoe kan jy die reg bewaar as jy nie eers die kruisiging heilig kan hou nie? As jy nie eers God wat sy seun gestuur het en wat vir jou gesterf het, dit ernstig bewaar nie. En dit wat altyd geregtigheid doen. Hoe kan jy geregtigheid doen as jy God minag? Dis maar 'n vraag wat ek by jou gaan los vanoggend. Dink wat jy gaan doen op Vrydag. Dink wat jy gaan doen op Vrydag.
Vir my het Jesus gesterf. Hy is die Son of a Living God. Hy is die Son of God. Hy is die Lam van God. Mense, ons moet ernstig begin raak met die Here. Ons godsdienst is hopeloos te cheap. Want as jou godsdienst so cheap is dat jy kan gaan visvang, het jou Jesus gesterf vir 'n vakansiedag. My Jesus het nie gesterf vir 'n vakansie nie. My Jesus het gesterf vir my as sondaar. Kom ons bid. Here Vader, ek kan net vanoggend voor U wees, Here. Here, ek kan net vanoggend jubel en juig in Jesus Christus, die woord van U wat U gestuur het, wat mens geword het, om onder ons kan woon het, wat gekruisig is, Here, wat opgestaan het uit die dood, wat die lewendige Jesus Christus is. Here, dankie, Here, wat U dit gedoen het vir my. En Here, wat ook opgevaar het na die hemel, sodat ek, Here, die Heilige Gees kan ontvang. Here, dankie vir die Heilige Gees. Here, help my om te onthou waarom Jesus gesterf het. Help my, Here, dat ek kan deel hê aan Jesus wat vir my gesterf het as mens. Here, dit wat hy vir my gedoen het, dat hy vir 'n sondaar gesterf het en nie dat ek 'n vakansiedag het nie, Here. Here, dis nie 'n dag van celebration nie, Here. Here, is 'n dag wat hy, die Here Jesus gepynig is, sy liggaam verskeur is, gespoeg is, verag is, Here, waar die mense 'n bespotting gemaak het van ons Here Jesus. Here, waar die pyn derglik was is, en tog sê die woord, hy het sy mond nie oopgemaak nie, Here. Here, Vader, wees ons as mens genadig, want ons weet nie wat ons doen nie. Here, vergewe ons, bring ons volk op ons knie, Here, bring ons mense op ons knie. Here, en ek wil bid, Here, vir diegene wat die dag as 'n vakansiedag hou, Here, en wil celebrate en goed, Here, wil ek vir U vra, Here, werk maar U met hulle, Here. Here, wees hulle genadig, Here, want hulle het nie 'n klou wat hulle doen. Here, vergewe hulle eie wys, hulle hardkoppigheid, hulle hardnekkigheid. Here, red hulle, Here, dat hulle tot werklike bekering sal kom en op hulle knieë sal sak, Here. Here, ek bid vanoggend dat die vuur uit die hemel uit sal val, dat hulle sal weet hulle te doen met 'n lewendige God. Here, Vader, ek bid vanoggend, Here, vir redding vir Suid-Afrika. Here, hier waar ons, Here, ons in Suid-Afrika, hierdie die lyding van U woord van Jesus Christus so minag, Here. Here, waar ons die waarde verloor het, waarin Jesus en vir wat Jesus gesterf het, die bloed cheap gemaak het, Here. Here, Here, vir my, Here. O, Here, het U bloed gestort tot vergifnis van sondes, Here. Here, o, Here, Here Jesus, dankie, Here. Here, wees vandag ook so saam met Israel. Behoed en bewaar hulle, beskerm hulle, elke man, elke vrou, elke kind. Here, ons dink ook aan die vrede van Jerusalem. Ons bid vir Jerusalem vir vrede. Ons bid, Here, dat U Israel se leiers goeie insig, wysheid, kennis sal gee. Bewaar hulle, Here. Dankie, Here. Ek loof U en ek prys. Ek eer en verheerlik U heilige naam. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. O, Here, te vra ons in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nazareth, the Son of the Living God.
dat dit sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam, o Here, tot in alle ewigheid, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Amen en amen en amen. My broer, my suster, jy moet 'n wonderlike mooi dag hê. Dit gaan vandag 'n geseënde dag hê. En beplan maar jou naweek, maar voordat jy gaan, dink net wat jy beplan het. Dat dit nie teen jou gaan tel. Eendag nie. Want die woord gaan ons hoor. Mense, ons moet tot werklike bekering kom. Ons Jesus het nie gesterf vir vakansiedag en vir jou om holiday te gaan hou. Jesus het gesterf vir 'n Sondag. Vir 'n Sondag. Glorie, halleluja, onthou dit. Dan vanaand is dit kom saam, ja, ons het die kom saam program waar ons die kinders van die Here net wil bemoedig in die middel van die week. En ons gaan 'n bietjie lofsange sing, bietjie praise and worship. Dan gaan ons die Here aanbid. So ja, kom wees maar deel daarvan. Sien jy dan vanaand om 7:00 hier op Facebook. Wees geseën, wees gegroet. Shalom julle.